die Here. Halleluja. Glory, glory, halleluja. Prys die Here. Ja. Daar is hy. Baie welkom vanoggend hier, almal wat ingeskakel is, almal wat nog gaan inskakel, almal wat dink om in te skakel en almal wat weet om in te skakel. Welkom vanoggend hier in die huis van die Here. Welkom aan elke een wat hier is en selfs vir jou ook, Molly. Ja, Freddy, vir jou ook. En jy ook, Linda. En jy ook, Molly. Okay, jy ook, Lisa. En al die kinders. O, Jolien, jy ook. Louie, jy ook. En Jonathan, en Marlene, julle almal welkom. O, Tannie, jy ook. Die Tannie is ook hier. Okay, ek het almal nou gesê welkom. En welkom pastoor ook. En dan welkom aan die pastoor ook. Hy sê nie oom nie, ek het verhoging gekry. Prys die Here. Halleluja, kom ons begin hierdie dag eers met 'n gebed. Here Vader, ons kan net vanoggend oor U almag wees. Here, ons kan net kom met blydskap in ons hart en ons siel. Here, ons kan net vanoggend kom met verlange en sê, Here, ons verlang om soos U te wees. Here, ons verlang na U. Here, ons het U so nodig in ons lewe. Here, ons is afhanklik van die goedheid, van die guns, van die genade, van die liefde. Here, kom vanoggend in U majesteit. Kom in U heerlikheid. Here, kom raak ons vanoggend aan, Here. Vul ons harte, Here, en staan by elkeen van ons stil. Prys die Here. Here Vader, ek bid vanoggend in Jesus naam. Here, dankie vir U groot liefde in Jesus naam. Almal wat die Here liefhet sê. Amen. Amen. En prys die Here. En prys die Here. En Halleluja. Halleluja. Daar is hy. Kom ons kyk net gou. Môre ken ek goed en jy. Welkom jou vanoggend in die kerk. Prys die Here seën. Glory, halleluja. Maar die amper sê kom ons sing. Ja, ek is so getouch hier vanoggend. Ek sê die mekaar, ek is net lekker voor. Goeiemôre almal, welkom in die huis van die Here elkeen en almal wat ingeskakel is, welkom vanmôre. Ons geniet hier by die huis van die Here ten volle. Ons praat oor mosterdsaad geloof. Het almal hulle mosterdsaadjies gekry? Prys die Here. Het julle al iets geleer? Nou wil ek julle nog iets verder leer vandag. Wat is die Cremora advertensie? It's not inside, it's on top. Maar dis die keer advertensie. Want vir ons gaan dit oor what is inside. Ons wil nie on top wees nie, ons wil inside hê. Het julle al ooit agtergekom in die woord van die Here? Na mate wat ons leer, is die woord van die Here eintlik net die teenoorgestelde. Dit beteken net die teenoorgestelde. En dan het ander dag vir julle gesê, om regtig waar mosterdsaad geloof toe te pas, moet jy vermetel wees. En as iemand vermetel is hier op aarde, dan sê ons, yes, ek het vermetelheid om dit vir my te sê, nee, Lisa. Dit is so nie. Partykeer is mense baie verbaasd en sê, genade, maar jy is vermetel. Maar dit is eintlik wat die Here van ons verwag in die gees, dis geesteslewe. Ons moet so geestelik vermetel wees, dat ons kan sê, Here, U weet, ek het dit nodig, en ek gaan my mosterdsaad geloof toepas, want ek weet, U gaan dit vir my gee. Want die woord van die Here sê, ons moet geloof hê, soos mosterdsaad en hom vra, en hy sal vir ons doen en gee net waarvoor ons vra. Heel eerstens net vandag weer, ons het geleer van die 5 dinge wat ons nie voor moet bid nie, ons mors ons geloof. Nou is ons op die gedeelte waarvoor ons moet bid, sodat ons geloof kan optel. En dan moet julle sê, ek is baie trots op een en elkeen van julle wat ek kan sien, hoe julle die tweede gedeelte regtig waar toepas in julle lewe, want dit is waarvoor ons dan ons moet strewe, hè? Nou, Matteus 28 vers 18 sê dit, aan my is gegee. Kom ons begin eens by Lukas, hy sê, 28 vers 8 sê, aan my is gegee, dit is Jesus wat sê, aan my is gegee alle krag op die aarde en in die hemel. En dan gaan hy, in 9 is die Lukas toe, dan sê hy, en ek sal vir julle gee
al die mag en die krag. En toe gaan ons nou laas week verder, en ons gaan na Jakobus 2 vers 26 en hy sê, want soos die liggaam sonder gees is hy dood, en net so is ons geestelike lewe dood, as ons nie die werke toepas nie. Dit help nie, die kinders van Jonathan het baie goed gedoen, en ek glo julle almal gaan baie goed doen, want ons bid vir julle. So ons glo julle gaan goed doen, maar as julle nie geleer het nie, Jolien is nou al jare terug klaar met matriek, maar sy nie geleer het nie, kon sy nie klaar maak nie, net Jolien. So jy moet werk om daar te kom. As jy uit die skool uit is, en jy gaan nie werk nie, dan het jy nooit 'n vrou gehad nie, Freddy. Jy het nooit 'n huis gehad nie, jy het nooit 'n kar gehad nie, jy het nooit kinders gehad nie. Jy moet werk. Jou werkwoord gee vir jou geloof. Jy moet by die geloof toepas dit wat jy doen. Hy is nie hier vandag nie, by die werk. Frikkie. Nee, Frikkie en Frikkie en Gerrit is vandag hulle werk. Maar as hulle nou nie gaan werk het nie, want dit is hulle verpligting om te gaan werk, wat die firma verwag het van hulle, dan was hulle 'n groot moeilikheid môre. Dit is nie vir hulle lekker daar nie, want hulle mis uit by die huis van die Here. Maar hulle moet dit doen. Want anders gaan hulle nie betaal word, hulle gaan hulle werk verloor. So daar is sekere dinge wat jy moet doen, en soos die geloof ook, jy moet die werke toepas. Nou kom ons gaan so 'n bietjie verder. In die geval van 'n gewone mens, in ons lewe, het ons altyd die probleem dat ons sê, ek gaan nou vandag vir julle ek gaan eers hierdie skrif lees, voordat ek mooi gaan verduidelik. Ek het 'n skrif raak gelees, het vir my verskriklik baie inhoud. In Romeine 12 vers 3, hy sê, want deur die genade wat aan my gegee is, julle moet baie lees in hierdie skrif, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink, as wat 'n mens behoort te dink nie. Jy kan nie meer van jouself dink as wat jy aan jou behoort te dink nie. Hoe moet jy aan jouself dink? Nou vir almal, okay, nou so wat moet ek van myself dink? Waar staan ek dan nou in die lewe? Wat moet ek van myself dink? Kom ek sê vir julle wat sê die Bybel, wat moet jy van jouself dink? Maar, dat hy daaraan moet dink, om besadig te wees, na die maat van die geloof, soos ons God dit aan elkeen toe bedeel het. Met ander woorde, jy mag net dink van jouself wat jou geloof in jouself is, deur Christus Jesus wat dit vir jou gegee het. Soos jy nie geloof het nie, en jy luister nie na die insaag en die stem van die Heilige Gees nie, en jy leef nie volgens God se Gees en se wil, dan kan jy nie baie van jouself dink nie. So is dit nie vir ons almal vuil nie. Now we've got nothing inside, we've got everything on top, die Cremora advertensie. Ons plaas ons daar bo op 'n trooitjie, want die hele wêreld hou van ons het baie likes op Facebook, ons het baie likes van die mense, yes, so ons dink ons is baie goed. Die Here het andersom. Ons Cremora moet in ons hart wees. Laasweek het ek julle so mooi gewys, die handskoen, die Here kan nie werk as jy jou hand nie binne in die handskoen druk nie. Wanneer jy tot bekering kom, gister is Jonathan gedoop, prys die Here daarvoor, hy het sy lewe begin, nuwe lewe begin met Christus Jesus. En met die handskoen wat hy nou gaan toepas, wat hy sy lewe in die Here insit, en die Here is oor sy hele lewe, het hy opgestaan as 'n nuwe gewaste kind van Jesus, uit die bad van die dood af opgestaan as 'n nuwe skepsel in hierdie nuwe lewe. En sy nuwe lewe het gister begin, net na 2 uur, toe hy klaar gedoop is, het sy nuwe lewe begin. Alles wat agter was, is hy vergewe. Want hy is gister begrawe onder die water en hy het nie opgestaan. So nou mense, wil ek vir julle sê, julle geloof moenie on top wees nie. Dit moet inside wees. Op gaan merk, Romeine 12 vers 3, lees om jou dag en elke dag. Here, ek moet my meet aan my geloof, volgens die woord van God, om te bly in die wil van die Here, en omdat ek dan al my offerandes, diendes en so meer, vir die werk van die Here gaan
gee. Ek wil net gou weer vir julle sê, julle oog my mosterdsaad skoon weg, hier is hy. Hy is so groot, ek kan hom nie eens vasvat nie. Maar my mosterdsaad het al gegroei, het julle sin gegroei? Amen. Kijk, myne is al bietjie groter. Hy is nog nie baie groter nie, julle kan hom daarom al sien. Ek kan nog nie julle mosterdsaad sien nie, kan ek? Onthou, ons moet groei en ons moet mekaar onderstraal. Ons moet geloof hê in mekaar. As jy sien iemand is down, nie vir hom sê, ag, ek het geweet dit gaan so gaan nie. Tel hom op in Jesus se naam. Here, baie dankie vir die goedheid en die guns. Dankie dat U die een is wat met ons praat en met ons deel. Here, dat U geloof so groot in ons sal word, dat God uitgestraal sal word en God se goedheid en guns ons vooruit sal gaan. Here, laasweek het hier so baie dinge in hierdie gemeente gebeur en ons kon sien hoe dit Here werk, hoe gehoorsaam mense aan die stem van die Here is. Here, daar het sommer 3 dinge plaasgevind en ons prys en ons loof en ons eer U daarvoor, dat die begin by elkeen van ons self sal wees en dat waar hierdie mense is, dat hulle die liefde van die Here sal uitdra aan 'n verlore gaande wêreld, want as U by een en elkeen van ons hier kan begin, Here, is dit genoeg om die hele wêreld aan die brand te steek. Dan sal hierdie gemeente oorloop van liefde, van krag, van volheid, van goedheid en van guns. En dit is waarvoor ons verlewe, dis waarna ons wil strewe, om die goedheid van die Here in ons elkeen se lewende ervaring te gewaar. Dankie daarvoor. Amen. Amen en amen en amen en amen. Prys die Here. Ons gaan nou die Here loof en prys, man. Laat ons net gou eers by hierdie tannie ook 'n kans gee. Hy wat hom afskei, soek sy eie begeerte, hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek. Prys die Here, en dit is op Psalm 18 vers 1. Maar hy sê ook daarso. Spreuke, ekskuus man, ek vinnig help my graad 2 my reg man. Sy sê is in Spreuke, ek lees Psalm, maar dit maar ek is oortuigd van dit is Psalm. Is ek reg? OK. Tannie, jy het iets genoem, jy het gesê Jolene, maar dit is Jolene het regtig matriek. Ek het ook matriek, maar Spreuke is aan my. Molly, ek is ernstig. Maar Jolene het die regte matriek. Ek het net nie nagemaak die een. So prys die Here. Kom ons gaan die Here nou prys. Is julle reg? Amen. Daar is hy. Kom ons begin.
Alhoop is op sy eie. Hy is nie deel van my. Prys die Here. Halleluja. Amen. 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 In the naam van Jesus. 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 Ek kan nie hoor nie. In naam van Jesus. Amen. Ek het net gewag vir hom. Prys die Here.
Gaan vertel. Gaan vertel. Dat Jesus redt. Gaan vertel. Jesus redt. Gaan. Vertel dat Jesus redt. Wat? Gaan vertel dat Jesus redt. Je kan praten. Prys die Here. Halleluja. Amen. Kyk, volgende song. Dis aanbidding. Nou sit jy. Nou gaan we speel. Jesus,
Jou hart weet, I love you, en nou weet jy, het regtig bedoel. Smile 'n bietjie. Nee, maar doe dit wel. Doe dit ook ding. Prys die Here. Halleluja. Daar's hy. Kom ons bly na aanbidding. He
by U. Prys die Here. Kom ons beloof ons bou ons die sitplekke. So dit beteken ons nog. Ons vertel ons bou ons beloof om die sitplekke. Prys die Here. En dan gaan ek vir Wally en Jonathan vra om saam met my hier te staan, wanneer ek hulle gaan wys, so gaan binnekort wees. Ons gaan nou nagmaal toe Johannes. Prys die Here. Hierdie mic hou ek nie van, ek klik my mic. Halleluja. Ja, dit klink nou anders. Ek voel verlore sonder hom. Want hy klink anders. Hy klink net mooier man. Ek weet ek is nice, maar hy klink mooier, hy laat my goed voel. Johannes 6 vers kom ons gaan daar by 32. Wow, kyk jy nou daar verkeerd. Ek sommer by hoofstuk 7, maar ek moet by hoofstuk. Okay, 33. Want die brood van God is hy wat uit die hemel uit neerdal en dan die wêreld die lewe gee. So Jesus is die brood van die lewe. En hy het uit die hemel uit neergedaal. En hy gee lewe. Daarom is ons keuse Jesus, nee. Die seun van God, prys die Here. Kom ons lees verder. Ek sal nie plan. Vers 34 sê, toe sê hy vir hulle. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. Kyk vir my. Dis nou nie vir hom kyk. En vers 35. En Jesus sê vir hulle. Wat sê hy? Ek is die brood. Mooi vrede. Dis presies wat God gesê het vir Moses. Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. Wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Vers 37 is 'n belofte. En die belofte sê vir ons in vers 37, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom. En ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitverwerp. Prys die Here. Amen. Amen. En amen. En amen. En terwyl Jonathan en Wally nou nader kom ons speel Malien, daai ander song, daai tweede een, ja. Kom ons speel om dit. Verwissel ons
Here, U wat groot is, U wat verhewe is. Here, ons kan net vanoggend deel hê aan die nagmaal. Deel hê aan die tafel, die Here. Here Vader, daarom vra ons U, seën hierdie brood wat ons nou gaan eet, Here, want dit is 'n teken van U seun Jesus se liggaam wat vir ons geskeur is tot genesing. Here Vader, seën hierdie brood. Seën ook hierdie nagmaalwyn wat ons gaan drink, Here. Here, wat 'n teken is van Jesus se bloed wat gestort is vir my as sondaar tot vergifnis van sondes. Here, seën hierdie nagmaal wat ons nou gaan gebruik in die magtige naam van Jesus Christus van Nasaret. Here, in Jesus naam. Dankie Vader. Amen. En amen. En amen. En prys die Here. Ja. In die nag wat Jesus verraai is, voordat hy verraai is, het hy die brood geneem, hy het gebreek en hy het vir sy disippels gesê: eet, want dit is my liggaam. Nee, nou so, kom ons neem vanoggend die nagmaal. Kom ons eet almal saam. Dankie, Here. Kom ons vat die nagmaalwyn. Kom ons drink almal saam. En dis tot vergifnis van sondes. Sodat ons deel kan hê aan Jesus. Hy het gesê, doen dit dikwels as teken tot hy weer gaan kom. Dat ons sal onthou dat ons deel het aan Jesus. Ons het deel aan die nagmaal. Amen. Prys die Here. Amen. Kom ons sing die volgende song. Julle kan saam sing. Zij zie ons goed.
Prys die Here. Gloria aan U. Kom ons neem ons plekke. Amen. Here Vader. Dankie dat ons vanoggend ook deel kon gehad het aan die nagmaal. Maar Here, dat ons ook nou die woord sal ontvang, die gedagtes wat U vir ons het, Here. Deel dit met ons, Here. Praat met ons, leer ons, onderrig ons, Here. Geef ons 'n raad, o Here. Dat U oë op ons skyn, o Here. In die magtige naam van Jesus Christus van Nasaret. En Here, praat met ons in geestelike autoriteit. Dat die gees van ons, van U, by ons kom stilstaan vanoggend. Raak ons so aan, Here, laat ons so opgewonde wees. In Jesus naam. En die kerk sê? Amen. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Halleluja, prys die Here. Ja, prys die Here. Daar sit sy. Krip sy weg. Ek het spesiale harde vers vir jou gehou vanoggend. Psalm 92. Vers 14 en 15. Ja, luister hierso. Geplant in die huis van die Here sal hulle groei in die voorhoewe van ons God. Vers 15. In die grysse ouderdom. Dit beteken maar net enig oud. Okay. Sal hulle nog vrug dra. Hulle sal vet. Hulle sal vet en groen wees. Hoe sal hulle wees? Ja, nee, die Bybel sê vet. Vet en groen. Soos julle sien, ek tel gewig op en julle weet die Here sal. Amen. Dus ek kom ek nie meer my hier kan indruk jy my nou oor. Want ek steek my maag weg. So dit gebeur met die beste pastoor. Ja, prys die Here. Halleluja. Dankie ook vanoggend, Here, dat ons die woord kan deel. Nou vanoggend op hierdie noot. Verlede week het ek vir julle die verse gegee en ek het vir julle gesê jou hart weet. Maar ons gaan nou volgende verder. Hoekom werk die Gees nie? Hoekom werk die Gees nie in ons nie? En ek gaan nog steeds aan ek het al opgetel waar trek ons is ver oor die paai, ons sal seker in die 60s. Maar hierdie gaan nou ook nog alweer 'n klompie weke. Hoekom die Gees nie werk nie? Daar's nog dinge wat ons verhinder. Hoekom die Heilige Gees nie in ons werk nie? Maar jou hart weet. Wat sê ek? Jou hart? Weet. Jou hart? Weet. Nou sê dit vir jouself, moenie vir my skree nie man. Nou sê julle vir my, ek moet dit nie hoor nie, julle moet dit hoor, ek weet dit. Okay, jou hart? Weet. Nee, skree nou. My hart weet. Okay, almal gelyk. My hart weet. Weet. Nou skree op jouself man. Ja, want ons moet, want die Bybel sê jou geloof kom deur die woord en die woord deur die gehoor. So jy moet dit hoor. Jy moet dit hoor. So jou hart. Halleluja. Ek gaan hierdie vers net gou vir jou lees. Welgeluksalig is die man, o Here, wat u onderrig en wat u leer uit u wet. Luister, om hom rus te gee van die dae van teëspoed, sodat die kuil vir die goddelose gegrawe is. So in die dag van jou probleme gaan jy wat hê? Rus. Wat gaan jy? Rus. En vrede. Maar ons rus nie. Want jou gedagtes hardloop soos hierdie ouens wat die marathon hardloop. Hulle hardloop graag die kommerins. Jy hoef nie eens deel te neem nie, hy doen dit sommer nie.
En dan wat, hy hardloop nie van Durban tot Pietersburg, hy hardloop sommer aanhoudend, hy hou jou sommer die hele nag besig op. Maar, deur jou gedagtes wat hardloop, gebeur daar dinge. Wat gebeur? Jy raak onrustig. Jy raak moedeloos. Jy kry nie genoeg slaap nie. En dan maak jy 'n deur oop, sonder dat jy besef, 'n deur vir die vyand. En dit is vrees. En ons ons weet nie dat vrees 'n sonde is. Val as jy sleutel in die kar sit, jy maak die deur toe. En die hond het ingeklim. En jy raak so benoud, dit was nou gister gewees. Ek gebruik nou net die voorbeeld. En jy raak angstig. Is dit 'n sonde? Want, dit het die rus van die Here uit beweeg. Dit is nie net gemik op jou nie, maar dit was nou eintlik 'n goeie voorbeeld. Want, wat gebeur as jy vrees? Jy maak verkeerde besluite. Dankie Freddy. Jy maak verkeerde besluite. Jou gedagtes hol met jou. Nog voordat jy op die hoek is hy alweer terug. En dan het hy klaar shopping gedoen met checkers. En jou gedagtes maak dat jy van God vergeet. Van wie God is. En daarom die Bybel sê, luister wat sê daai woord. Welgeluksalig is die man wat u onderrig, wat u leer uit die wet, wat u leer uit die woord. Maar 'n split second, net 'n split second, is jou aandag weg. Maar jou hart weet. Jy was, of jy het nie heeltemal vertrou nie. Jou hart weet. So dit is baie, en dit is waaroor ek vanoggend gaan praat, is oor die vrees. Want ons besef nie, wat sê die woord nie. Die woord sê vir ons, kom ek sê gou vir jou, Jesus wat die woord is, Jesus wat die woord is, kom maar Marie, Jesus wat die woord is, Jesus wat die woord is, want die woord het uit God se mond uit gegaan, en hy het mens geword. Jesus wat die woord is, yes, Jesus wat die woord is altyd gereed. Hy's altyd gereed, Hy's altyd gereed om jou te help. Hy's altyd gereed om jou by te staan. Hy's altyd gereed. Maar in 'n split second verloor jy dit. En dan pak jy al jou speelgoed uit. En jy wys graag vir almal hoe lyk jou speelgoed. En dis wat ons doen. Kom ons vat byvoorbeeld, daar's die kos, daar's die petrol. Werksomstandighede, probleme by die werk, probleme in jou huwelik, probleme in die familie. Ek kan dit opnoem. In 'n split second wat die familie op jou afkom. Op 'n split second wat 'n vrikkie met jou beklei. Of net skeef kyk of jy jou skewe antwoord gee, wat jy nie van hou nie. In 'n split second beweeg jy uit daai rus van die Here uit. Beweeg jy in 'n split second uit daai rus van die Here uit. En waarin? In angs. En wanneer jy in angs ingaan, moet jy weet, daar's 'n probleem. Want die Here het een keer gepraat. Hy praat nie vir 'n tweede keer nie. Die Here het gesê ons moet hom vertrou. Ons moet in hom glo. Kyk wat sê die skrifte vir ons. Kyk gou wat sê die skrifte vir ons. Maar ek wil nou nie alleen blaai, jy moet net nie op jouself kyk nie, asseblief mense. Want jy gaan net kyk wat so WhatsApps kom. Sit jy jouself neer en laat ek maar die Bybel oopmaak. Ja, ek het daai gelees, kom ons kyk gou. Kom ons gaan na die boeke van Johannes toe, Johannes 14. Nou Johannes is nie in Genesis nie. Hy's daar in die Nuwe Testament. Net van Markus.
Hy's net na Exodus. Ekskuus Freddy. Johannes 14. Ja, prys die Here. Johannes 14 vers 15 sê vir ons, wat sê hy vir ons? As julle my liefhet, bewaar my gebooie. OK. Nou kom, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Here, welgeluksalig is die man wat u leer en u onderrig. Maar as julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou, sal jy op die woord van God staan. Maar daai oomblik wat jy dit verloor, daai oomblik wat daai bekommernis in jou inkom, daai oomblik wat vrees in jou lewe instap, of dit nou wat is, hoe kan jy op God se woord staan? Hoe kan jy sê Here, ek het U lief? Want jy het nou 'n deur oopgemaak vir die duiwel. Om te sê, luister, jy kom verwoes my. Ek wil graag 'n hartaanval hê. Want dis wat jy doen. Want jy laat vrees inkom, jy laat bekommernis aankom. Jy nooi graag die vyand om jou gesondheid weg te neem wat God jou gee. Want angs het jou nou beurt, stres het jou nou beurt, vrees het jou nou beurt. Waarheen vrees jou? Hy lei jou na siekte toe. Beroertes. Hoeveel mense weet jy wat beroertes gehad het? Wat hartaanvalle gehad het? As gevolg van stres. Maar ons maak die deur oop. Ons beweeg uit God se rus uit. Ons beweeg. Die Bybel sê gewelsalig is die man, gelukkig is die man wat die Here onderrig, wat die Here leer. Maar ons kyk die woord van die Jesus sê, as jy my liefhet, sê my woord bewaar. Maar ons doen dit nie. Ons maak daai deur oop. Here, ek wil bekommerd wees. Ek wil lang trane chink. Dan wil ons loop soos daai voortrekker liedjie wat gesê het, "Waar dra aan." Want ons dink ons is nog by die voortrekkers, man. Ons het lank al die osse was en getryd vir 'n mini. Die minis is al verby gegaan, ons trek al by die SUV's. Maar ons wil nog steeds swaar druk. Hoekom? Want ons wil nog steeds sy vrees inbring. En dit is ons skuld dat ons siek is. Dis ons skuld. Kom ons gaan nog verder. 1 Johannes. Nou dit is nou agter in die Bybel. Nou nie heel agter in die Openbaring is heel agter. Net so voor agter. Charlie, jy kan sê ek matriek. Net so voor agter. Ek dink ons gaan pastoor 'n koffieetjie print met sy boeke van die Bybel. Amen. Prys die Here, Jolie. Ek dink die boek van die Bybel het ook op uitjie. Van Maria. Mooi Molly, mooi man. Prys die Here. 1 Johannes 4 vers 19 en 18. Eerste 19, jy kan sê ek het nou matriek gehad, maar kom ons lees eers 19. 19, nee oké, kom ons lees eers 18. Dan kan ek vir julle wys ek is skool gegaan. Daar is geen vrees. Luister wat sê hy. Daar's geen vrees in liefde nie. So daar's geen vrees in liefde. Okay, wie se liefde? Daar is geen vrees nie. So as jy oopmaak, het jy nie die liefde nie. Want die woord sê, daar's geen vrees in die liefde nie. Wat sê die woord? Okay, kom ons gaan verder. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite.
So, die volmaakte liefde van God dryf die vrees sodat jy nie angstig word, dat jy nie siek moet word nie. Kan jy sien wat doen God se liefde? So mense, ek moet julle leer. Want ons staan op hierdie punt, ons is almal mense, ons maak foute, ons raak bekommerd, ons gou nals, ons gooi tantrums. En as die tantrums nie genoeg is, dan gooi ons speelgoed ook nog uit. En ons doen dit sommer verniet ook. Maar, ons bring vrees in. En ons dryf die liefde uit. Die woord is andersom. Die liefde moet die vrees uitdryf. Want as die vrees gaan agterbly, gaan jy siek word. Kom ons gaan nog verder. Luister nou hierna. Die volmaakte liefde dryf die vrees buite, maar die vrees sluit straf in. Vrees sluit straf in. Yes. So ons mag nie vrees nie. Ons mag nie angstig raak nie. Ons mag nie, want dit is sonde. Want dit sluit straf. So jy gaan gepunish word. Die woord sê, dit sluit straf in. So mense, wat leer ons vanoggend? Ons moet nie vrees nie. Hoekom nie? Want dit weerhou dat die Heilige Gees in ons werk en deur ons werk. Want ons hart weet. Sê jy vandag, weet jou hart, dat jy nie heeltemal oopgemaak in die liefde van God nie. Ons kan mekaar blaf, soos ek laasweek gesê het. Maar jou hart kan jy nie voorlieg nie. Jou hart sê vir jou, luister hierso, jy het nie heeltemal oopgemaak nie. Jou hart sê vir jou, die liefde van Jesus moet die vrees uitdruk. Omdat as dit nie gebeur nie, gaan jy die vrees toelaat en die vrees sluit straf. En dan gaan jy vra, hoekom het dit gebeur? Baie mense vra daai vraag, hoekom? Plaas dat hulle net kerk toe gaan, dat hulle kan slimbok. Amen. Hulle kan 'n verhoging kry. Okay, ekskuus? Dat hulle kan 'n verhoging kry. Van staan na 'n stoel toe. Daar sê. Okay, prys die Here. Okay, kom ons gaan aan. En hy wat vrees, luister nou. Die woord sê, en hy wat vrees, hy wat angstig is, het nie volmaak geword in die liefde nie. So hy het nie volmaak geword in God se, en jou hart weet, jy het nie volmaak geword. Hier is op niemand gemik. Die Here wil hê ek moet dit preek, want dit staan in ons pad, die Gees kan nie werk nie. Die Gees wil manifesteer, maar ons weerhou hom. Ons bring angs in, ons bring alle dinge in. Ons almal, as die geld binne sy hart op ons FNB toe. Ek het niks teen FNB nie. Ek bank ook daar. Ons hart op Absa toe. Absoluut verkeerd. Dis hoekom hulle sê Absa. Absoluut verkeerd. Want ons, maar wat? Die Bybel sê ons het nie die liefde het nie volmaak geword nie. Die liefde het nie volmaak geword nie. Die liefde het nie volmaak geword nie. Yes, die liefde het nie volmaak geword nie. Yes. Moenie worry about dit sê, ek gaan nou weer hardloop. Ons gaan nou weer aan 'n plek toe. Vers 19 sê vir ons het hom lief. Almal sê, selfs Facebook skinder ook. Jy weet Molly? Facebook skinder, hy weet al met op aan die jou. En dan druk hy nog shut op. Dan sê hy like jou. Maar ons almal sê op Facebook ons dien die Here. Hoeveel keer sien jy dit nie? Ek gebruik Facebook net vir so. Hoeveel keer sê ons nie ons dien die Here nie? Maar die benoudheid, die angs. Niemand sê iets daaroor. Niemand sê iets, luister ek raak benoud.
Niemand sê X, ek raak bekommerd. Niemand sê X, Here, ek val in die bekommernis, ek huil voor U. Niemand praat daaroor. Maar al vertrou die Here. Maar hy selfde ou wat sê ek vertrou die Here, het nooit in die volmaakte liefde ingekom nie. Want ons word mislei. Ons word mislei. Molly, ek gaan jou gebruik. As ek na jou toe kom en ek vra Molly, hoe gaan dit? Jou reaksie is nee, dit gaan goed, pastoor. Ja. Maar jy wil nie vir my sê hoe gaan dit met Molly nie. Is dit nie? Of wat jy wil nie vir iemand sê jy voel sleg nie. Jy wil nie vir iemand sê jy's bekommerd nie. Jy wil nie vir iemand sê jy vrees nie. Want ons kry skaam. Ek wil nie vir Lisa sê ek voel nie. Want wat gaan sy nou van my dink? Yes. Moenie worry wat die mense van jou dink nie, worry wat God van jou dink. Want om te dink wat die mense van jou gaan dink, maak dat jy 'n deur groter oophou vir die duiwel. En hy gaan jou verwoes. Hy gaan vir jou vernietig. Hy is nie skaam nie. Hy stryk nie vir oortyd. Hy sê lyn, hy slaap ook nie laat nie. Nog voordat jy wakker is hy al klaar besig met jou. Ek gee hom nie eer nie, eer kom God toe. Maar hy sal regtig nie lyn. Hy behoort ook aan geen party. En hy nok vir jou. Waar nok hy vir jou? Vrees. Benoudheid. Bekommernis. Plaas om te sê, Here, you are my joy. Here, dis nie maklik nie. Ek onthou toe ons hier Wendy opgesit het. R7,000. Almal, mense hardloop weg, hulle gaan bid daar aan die kant. Dit was daar in Sentraal aan, gaan bid hulle. Wil nie saam my bid nie. Hulle is so angstig. Hulle is bid die kant toe, bid daai kant toe, roep uit na ma, roep uit na pa, roep uit na oom tannie en dan weet jy wie almal nie. Want hulle is angstig. Want hulle bring die vrees in. Al wat ons gedoen het, ons het net aangehou bid hierso. En wat het die Here gedoen? Tot hy kom saam bid. Hy was daar laas bietjie. Hy kom saam bid. Want ons moet op die woord van die Here staan. Intussen slaat hulle die Wendy op. Ons het R2,000. Ons kort R7,000. Binne 4 ure sal het klaar. Binne 4 ure moet ek hulle betaal. Toe hulle die laaste spyker uitslaan, toe sê ek vir hulle, daar is die geld. Dus dit God wat deurkom. Maar God kan nie deurkom as jy absoluut toegaan. As jy op jou eie krag staan maak, jy hardloop na die banke toe, jy hardloop die kant toe. Want wat maak dit? Jy val dieper in skuld in. Jy val dieper in worries in. Ek het nie kos, ek het nie geld nie. Jy begin 'n deur oopmaak vir siektes. En die woord van die Here sê, daardeur gaan jy gestraf word. So, wat gaan gebeur? Wat gaan gebeur, Molly? Jy gaan siek word. Kom aan. Jy gaan 'n hartaanval kry. Dis ongelukkig die waarheid. Ek kan daar verby praat, want dit is wat angs bring. Dis wat bekommer, dis wat vrees bring. En die woord is waar. Kom ons gaan aan. Kom ons beweeg nog aan. Kom ons gaan na Openbaring toe. Hy staan net daar voor Genesis. So julle stem saam met my. Mooi man. Openbaring 2. Hy sê voor Genesis, né, Molly? Ja, ek sê ook so.
Nee, Lisa. Waar is Openbaring? Na Judas. Hæ? Na Judas. Hy is die laaste boek in Dit is die laaste boek in die Bybel. Okay, albei van julle is reg. Ek het net gekyk hoe Lisa weet. Ek ken hulle almal. Okay, ek kom. Wat sal hulle voorstel aan jou? Openbaring 2 vers 4. Dit is net voorby. Luister wat sê die woord. Maar ek het luister wat sê die woord. Luister, gee ag. Maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat. Ek het dit teen Ek het dit teen. Wat sê die woord? Ek het dit teen jou. Omdat jy jou eerste liefde verlaat het. Dit beteken nie liefde wat jy vir God het. Die geros. Ja, Ek het saam met pappa geleef. mooi man. Want jy het ook geweet wat is Openbaring. Jou ma leer jou mooi. Ek het dit teen jou. Kom ons gaan terug na die skrifte toe. Nou word jy angstig. Nou word jy in bekommernis. Nou maak jy vrees oop. Wat sê daai skrif vir jou? Die Here het dit teen teen jou. dat jy tantrum gooi. Dat jy speelgoed uitgooi. Kom aan, mense, ons kan nou verbykom nie. Want jy die liefde van God vertrap. En nou sê die woord, God het dit teen jou. So wat beteken dit? Dit beteken om angstig te raak en so oor te gaan in vrese. Is sonde. Is sonde. Want die Here het dit teen jou. Want jy kom uit sy liefde uit. En dan verstaan jy hierso. Dan staan jy in 'n idol soos 'n kar wat parafin suig. Omdat vrees in jou lewe gekom het. Ons het vrees toegelaat, maar dit sluit straf in. Okay. Vanaf is die tyd my los. Okay, kom ons gaan na Exodus toe. Dis net nou Openbaring. Exodus 34. Wat is Exodus Lisa? Net nog Genesis. Freddy, ja, En voor Levitikus. ek is so bly. Mooi man. Hey, julle is voor my daar. Hulle is al regtig voor my. Weet jy, ek is trots op hierdie gemeente. Prys die Here. Exodus 34 vers 14. Wat sê hy vir ons? Luister gou hierso. Want jy mag luister, jy mag jou nie neerbuig voor 'n ander god nie. Voor 'n Ander God. nou vrees begin aan 'n god. En die Here dit teen jou wanneer jy daai God toelaat. Jy mag jou nie neerbuig nie. Maar hy vrees van op daai God van vrees. Maak jy so dat jy hardloop. Jou gedagtes hardloop. Waar moet ek plan maar? Waar wie toe kan ek gaan? Absalom wil my help. FNB wil my help. Kom ons hardloop na Kosie Piet en jou toe. Want jy's in angs. Jy's in nood. En jy's besig om jouself neer te buig. En die woord van die Here sê, hy het dit al reeds teen jou, maar jy mag nie 'n ander God aanbid nie. En wat doen jy? Jy raak meer angstig. Jy mag nie op jou knieë staan. Ja, maar jy's besig, al buig jy nie fisies jou knie nie, is jy besig om jou knie te buig. Hoekom? Jy al gesien as mense benoud raak. Hallo aan idol man.
Dit beteken hulle hou aan en hulle hou aan en hulle hou aan en hulle hou aan en hulle hou aan. Daar's geen einde nie. Want jy is besig om daai God in jou lewe in te nooi. Om te sê, kom, verwoes my. Dis wat jy besig is om te doen. En die woord sê, dit sluit straf aan. Die woord sê, hy reteen jou. Dat jy sy liefde uitbeweeg. Maar ons beweeg in angs in. Ons beweeg in hierdie vrees in. En die Here sê, hy reteen jou, wanneer jy 'n ander God begin aanbid. Want nou is jy nie meer onder die liefde van God nie. Jy haal jouself daar. Jy haal jouself uit. Wat gebeur nou? Jy word siek. Jy word alles. Kom ons gaan nog verder. Jy word so erg dat jy hoofpyne kry. Is dit nie? Kom. Rugpyne. Daar's hy migraine. Daar's hy. Dankie dat jy saam preek. Maar as jy eie skuld. Is jou eie skuld. En sê vir my, kan jy konsentreer? Kan jy behoorlik dink? Kan jy, Linda? Hæ? Kan jy nie? Want jou gedagtes kan dit nie toelaat nie. Ja, daar's en jou worries raak net al hoe meer. En jou worries raak al hoe meer. Ja. Wat sê hierdie klein kind van my? Mense, dis omdat ons nie die woord verstaan nie. Luister wat sê die Here. Want die Here se naam is jaloers. Jolien. As jy nou begin angstig raak, dis nie op jou gemik, preek almal. En jy hou jouself onder die liefde van die Here. En die Here sê hy jou so lief. Sy naam is jaloers. Dink jy hy wil jou deel met vrees? Dink jy hy wil jou deel met bekommernis? Daar sê, hy wil jou vir jou? Daar sê, dankie Malie. Hy wil jou vir homself hê. Hy wil jou vir homself hê. Amarai, sit jy gou in die Bybel. Kom eens. Hy wil jou vir homself hê. Hy wil jou vashou, hy wil jou optel, hy wil jou druk, hy wil met jou loop. Nee, ou. Hy wil jou vashou. Hy is 'n jaloerse God. Hy wil jou nie deel met niemand nie. Ekskuus. Hy wil niemand by jou hê nie. Hy wil nie bekommernis, hy wil nie hartseer, hy wil niks by jou hê nie. Hy wil jou hê. Dankie Skarbel. Dis my kleinkind. Oupa's lief vir jou. Maar dit is hoe God voel oor jou. Dink net hoe spesiaal is jy, Johnny. Laat God oor jou jaloers. Net oor jou, Loni. Oor jou, Jonathan, Malie. Oor jou is God jaloers. God is jaloers oor jou, Molly. Oor jou seun. Die Here wil jou deel met niemand nie, man. Hy wil jou nie eens deel met jou eie gedagtes nie. Want jou eie gedagtes hol net. Okay, nou, askies. Ja. En dan slekkel nie eens af nie, as jy eens bang vir 'n spiekop. Hy gedagtes hou net aan haar toe. Maar God wil jou nie deel met dit nie. Waar wil hy jou deel? Waar wil hy jou deel? In sy liefde. In sy liefde. In sy liefde. Hy wil jou vasdruk. Hy wil jou teen sy boesem druk. Hy is jou Vader, hy is jou God. Hy wil vir jou voorsien. Hy wil vir jou 'n God wees. Hy wil jou deurdra. Hy wil met jou wees. Hy wil saam met jou wees in jou bekommernis. Hy wil saam met jou wees wanneer jy down is en jy sien daar's nie uitkoms. Hy wil saam met jou wees. Weet jy hoekom? Sy naam is jaloers. Weet jy hoekom? Hy wil plan maak.
Hy wil plan maak. Want jy is nie in staat om plan te maak nie. Jy kan niks, wanneer gaan jy jou hare na grys toe? Nou presies. Hou op worry. Dit was net 'n vinnige woord daar. Jy weet jy kan nie. Okay, as jy nou grys is, wanneer jou hare bruin toe. Okay. Net die Here kan. Daar sê. Maar God is by magte om dit te doen. Ek en jy weet dit. Luister nou hierna. Ek en jy weet dit. Maar ons doen dit. Daar sê begin preek. Jou hart weet alles. Jou hart weet dat jy dit nie kan doen nie, maar God alleen. Okay. Die raad het jy. Maar jou hart weet jy kan dit nie doen nie. Maar lyk op jy wat doen hulle siektes? Ruk en pluk het. Okay, dankie. Okay, ek neem met ruk en pluk. Want dis wat jou angs doen. Ruk en pluk. Ons weet wat 'n ruk en pluk is. Ek sê skaam om dit te sê. Mense, ons te God wat by ons kan staan. Ons te God wat by magte is om te doen ver bo kan wat jy kan dink. Ver wat bo kan wat jy kan besluit. Ver bo kan wat jy nodig het. Ver bo kan. En hy kan dit moontlik. Hy kan dit Moontlik maak. nou sê dit vir jouself, maar net vir my sê nie. Hy kan dit moontlik. Hy kan dit moontlik. Hy kan dit moontlik. Hy kan dit moontlik. Maar ek preek. Maar weet jy ook al, dis op jou gemak. Maar ek bring jou in hier preek. Want weet jy wat? Ons almal gaan na die Here. Ons almal. Die Bybel sê as ons sê ons het nie sonde nou nie ons. Nou vra ons hoekom werk die Gees nie in ons? Hoekom antwoord God ons nie? Hoekom? Omdat ons die Here. Daar sê jy, dankie Jimmy. Omdat ons die Here wegstoot. Ons stoot sy liefde. En wat sê die skrif? Ek irriteer is net deur jou bekommernis, net deur jou vrees, stoot jy die liefde van Jesus weg. In 'n split second. Lisa, hoe vinnig kan ons bekommerd raak? Baie. Van 0 tot 100 in 'n sekond, nee. In 'n oogknip. Yes, in 'n oogknip. Want ons is mens. Ons besef nie dat dit straf insluit. Ons besef dit. En die grootste van alles is om eerder terug te draai te sê, Here, ek kan nie dit uitsorg nie. Here, ek het 'n probleem. Maar ons doen dit nie. Dis eintlik die oplossing, want die Here is jaloers hoor. Ja. Die Here het jou lief. Jy's kosbaar. Hy wil jou deel met niemand nie. Yes. Hy wil jou besit vir homself. Maar jy klim uit. En dan slaat jy nog nie deur toe, dan sy sleutels aan die binnekant. Okay, dis net 'n grap. Maar wat ek meen is, dan klim jy uit die liefde van God uit. Net soos wat sy daai deur toegemaak het. Dan kan jy nie terugkom nie. Hoekom nie? Want jy het nou 'n deur oopgemaak vir vrees. En wat gebeur? Hy gaan jou wakker. Nou gaan hy jou moeg maak, of jy nou lus is of nie, hy gaan jou moeg maak. Hy gaan jou nog so moeg maak dat jy honger gaan raak. En as dit nog nie genoeg is, gaan hy jou nog verder moeg maak, dat jy hoofpyn kry, hier binne in jou, dat jou hart begin rondbots, jou bloeddruk styg, sky high,
wat alles onnodig is. Want nou het jy die rus van God uitgegaan. En die Here sê dit ken jou, omdat jy dit doen. Mense, dit is baie belangrik, hoekom die Gees nie in ons werk nie. Ek is nie hier om jou te oordeel nie, ek is hier om vir jou te wys, ons doen verkeerd. En ons beweeg verkeerd, ons dink ons dien God. Dan sê ons dien die Here. Maar meantime het jy 'n deur oopgemaak, waar die Here sê, hy het dit teen jou. Sonder dat jy besef het jy jouself geskuif. En dan loop jy met die gedagte, ek is gered. Dis oké, ek gaan die hemel toe. Maar in die meantime het jy jouself uitgehaal. En waar die woord van die Here sê, hy het dit teen jou. Waar jy vrees in jou lewe toegemaak het, wat straf insluit. So, jy gaan gestraf word. So, jy kan doen wat jy wil. Mense, ek preek jou nie bang nie. Ek sê vir jou wat die waarheid is, want die waarheid gaan jou vrymaak. Jy gaan vrykom. Gaan tyd in my alweer ingehaal. Ek is ook eers deur die helfte van my preek. Maar dit is so interessant hoekom die Gees van God nie in ons werk. Ons besef dit nie elke dag. Maar dit is die waarheid. En ons kan daar verbykom. En die grootste is, wat die ons in benoudheid is. Paulus het gesê, verbly jou in die Here. Verbly jou. Hulle het aanhoudend, gaan kyk toe die Israeliete bekommerd geraak het, toe hulle vir Moses gesê, het jy ons in hierdie God verlate plek ingebring, sodat ons moet vrek? Ek gebruik nou my uithaal. Toe sê, Moses het dit, wat het hy gedoen? Hy het teruggegaan, en hy het gaan huil voor die Here, toe sê, Here, hierdie volk, sondig, omdat hulle in benoudheid is, omdat hulle nie kos was, en nie water was, gaan lees jou Bybel. Ek sal nou nie die ander woord gebruik, ek het hom amper gebruik. Ek het amper bly. Daai woord ontwik. Maar gaan lees dit. Dit het so wild gegaan dat die Here die aarde oopgeskeur het. En die mense lewendig ingesak het. As lewendig begrawe. Omdat die vrees straf insluit. Dit is al vroeg in die Bybel gewys. Die Bybel sê ook, dit wat was, sal weer gebeur. Mense, ek leer jou om in die rus van die Here in te gaan. Ok, ek gaan tot hier preek. Exodus. Ek dink dat was nog Exodus, hou net pas. Ja, kom ons kyk net gou na Exodus 3 vers 14. Dan weet ek waar ek gestop. En dan is ek klaar in die boeke van Exodus. Exodus 3. Dis net nou Openbaring vers 14. Ekskuus? Ja, Exodus is net nou Openbaring. As jy die Bybel toemaak, gaan jy hom kry. Vers 14 sê vir jou, toe ontvlam die toorn van die Here teen Moses. En die Here het kwaad geword, beteken dit. God word kwaad, omdat die mens God terg. En hy sê, maar Moses het gesê, Here, ek kan dit nie doen nie, Here, ek het angs, Here, ek kan nie praat nie, ek kan niks doen nie. Want ons is mos geneig om terug te praat. Ai. Nee. Die Here ontvlam. Daar is alweer 'n bewys dat die Here like dit. Help nie, jy gaan op Facebook nie. Die Here like dit nie. Facebook like hulle dit. Maar die Here like dit nie. Die woord van die woord van God sê, die toorn het ontvlam teen Moses. Toe Moses sê hy kan dit nie doen.
En mense, as die Here sê, spur jou, moenie sê vir die Here, jy kan nie. Ons is geneig om te sê, Here, ek kan nie. Ek kan nie. Yes, daar is nie so woord nie, maar ons doen dit. Ekskuus? Ja, okay, jy dood van kry was dit, maar jy worry nog steeds, en dan sê jy nog steeds, ek kan nie. Vir wie kan sê vir jou ma, ek kan nie. Dis voor daai woord. En kom ek vra jou ma, word sy kwaad, wanneer jy pa sê jy kan. So word die Here ook. Ek gebruik dit, want dit is 'n kind, ek weet hy. Ja, hulle. Maar, dis wat ons doen. En die Here lyk dit ook nie. Want hy sê hy is jaloers. Okay, ek gaan tot hier preek. Suster, asseblief, stop my nou hierso. Asseblief, Louise. Baie dankie Here vir die woord wat vanmôre uitgegaan het. Dankie Here dat ons nog 'n geleentheid het om te kan sê, wees saam met ons deur hierdie week. Vergewe ons vir dit wat ons verkeerd gedoen is. Leer ons die weg wat ons moet bewandel elke dag, maar reinig ons Here. Hou ons pad skoon en oop en gee vir ons die regte antwoorde. Seën elkeen vandag. Dankie vir die voorreg wat ons het om in die huis van die Here te kom gewees het vanmôre en te kan kom luister na u woord. Here, ek wil u vra dat u die voorhoede en die agterhoede van elkeen sal wees. En hou elkeen veilig in die naam van Jesus. Bring ons weer veilig terug op u bestemde tyd. In die naam van die Here te kan kom groot maak en seën ons in Jesus naam. Amen. Amen en amen. Mense, dankie dat julle hier was en dankie dat julle saam met ons gebid het en geluister het en mooi na hierdie woord geluister het. So julle het 'n bietjie so na te dink. Gee vir julle 'n bietjie huiswerk. So prys die Here. Want die woord sê geweldsalig is hy wat die Here lief. Vir wie die Here lief. So, weet vandag, die Here is jaloers oor jou. Gaan hierdie week in. Die Here is jaloers. Die Here is jaloers oor my. Vrees kom uit. As jy vreesagtig raak, sê net, die Here is jaloers oor my. Wat moet jy sê? Die Here is jaloers oor my. Begin dit. Amen. Mense, dan tot vanaand toe, wees geseën, wees gegroet en shalom. En onthou vanaand om 7 uur te kom saam waar ons die Here geloof en prys tot 8:30 toe. So tot dan, wees geseën, wees gegroet. Shalom julle. Dit beteken goodbye. Tot weer ziens. Okay, tot weer sien. Volgende week selfde plek, selfde tyd.